Goeiemôre graad 8. Goeiemôre julle. Môre meneer. Groet maar groet bietjie beter. Môre graad 8. Môre meneer. Goed, ons gaan vandag 'n bietjie aan met die tekentechnieke wat ek julle laasweek van geleer het. En dit is hoe ons verder teken en dan gaan ek vandag vir julle leer hoe om die alfabet te doen wat ons dan doen in netjiese skrif. So kom ons doen net so vinnig 'n bietjie hersiening. Wie kan vir my sê die HB op 'n potlood, waarvoor staan dit? Wat is jou naam? Anushka. Weet jy waarvoor staan die HB op 'n potlood? Jy het van 'n HB potlood gehoor? Graad 1 juffrou as jy met 'n HB potlood het, want dis hoe mense in graad 1 skryf. Goed, Christian, kan jy onthou waarvoor staan die H? Watersag. Ja, goed, sag maar julle hande, waarvoor staan die H op die potlood? Water. Die H, as jy 'n H-potlood het of 'n 2H-potlood of 'n 3H-potlood, dan word die potlood al hoe harder. En as jy 'n B-potlood het, dan is Black. dan word hy black, nee, dan is hy black, dan word hy al hoe sagter. So 'n B-potlood of 'n 2B of 'n 3B of 'n 4B is 'n sagte potlood. Jy raak amper net aan 'n bladsy, dan gee jy van sy, wat noem jy daai lood in 'n potlood, waarvan is dit gemaak? Skoolstof, nee, dan gee jy, so jy raak net in jou bladsy en dan gee jy af. So ek al vir julle gesê, die kunstenaar sal 'n sagte potlood gebruik, ons in IGO gebruik 'n harder potlood, maar ons soek 'n fyn balans. 'n HB potlood, JP is net te sag, JP is net te sag om te gebruik en hy gee vuil af. So ons gebruik grootliks as ons nou teken, gebruik ons 2H lood. Beteken hy's 2 keer hard. En dit staan daar, julle sal sien daar aan julle op julle werk. Sit my pen daar so, julle kan kyk daar op die skerm. Daar sê hulle vir jou 'n 3H potlood is 'n harde potlood, 2H is minder hard, 'n H is minder hard, dan kry jy 'n kombinasie tussen hard en swart, HB, en dan kry jy 'n B-potlood wat sagter is, en dan kan jy nog 'n 2B of 'n 3B, seker 'n 4B potlood ook moontlik kry. Ek het dit nog nie gebruik nie, maar ons gebruik dit. En dit ek ook wat ek vir julle gewys het, is hoe om jou potlood vas te hou. Hoe meer jy jou potlood aan agter vashou, hoe nader, hoe ligter lyne kan jy trek. Hoe nader jy jou potlood aan voor vashou, hoe donker lyn kan jy trek. Christus sê net die deur gemaak asseblief. Dan kyk ons daar op bladsy 44. Gaan maar oor nog verder die versorging van ons tekenapparaat. Ek het verlede keer daaroor gepraat. Kan ek jou penneblikkie leen asseblief? Sander, hierdie penneblikkie met die driehoekies. Ga jy die kamera vir my regdraai? Het is belangrik dat jy hierdie driehoeke wat jy het, moet ook met sorg hanteer word. Die twee sulke driehoekies, as jy dalk nou hierdie vak verder neem in graad 10 of 11 of 12, dan is dit belangrik dat hierdie driehoeke moenie beskadig nie, veral die kantjies, dit is dieselfde maar as hulle nie haal. Ons wil altyd 'n reguit lyn kan trek met hierdie driehoeke of 'n 45 grade lyn. Maar as die kantjies uitgebreek is, dan trek jy krom lyne met dit of jy trek geruffelde lyne. Dan kyk ons verder daar op bladsy 43, praat hulle van potlode wat ons kry, passers wat ons kry. Hier is 'n potloodpasser. Dit is 'n passer wat ons gebruik en ons sit sommer 'n potlood in. Vir julle doeleindes in graad 8 is dit genoeg. En dan, maar as jy nou verder gaan met IGO, jy wil graag IGO neem,
net hier onder die kamera staan en jy wil graag verder IGO neem, dan sal daar van jou verwag word om 'n beter passer te koop. Hierdie passer wat ek hier het, is 'n heel wat 'n dierder passerstelletjie. Net die kamera reg hierso. Hierdie is 'n heel wat dierder passerstel. Ons kry 'n steekpasser, steek of 'n verdeelpasser. JP en Hannes, wat is die probleem? Iets is vir julle baie snaaks. So stop nou julle gegiggel daar. En dan is hier 'n baie dierder passer waar mense 'n stukkie lood in sit. Jy het so 'n stukkie lood en jy kan 'n potlood oopbreek, haal jy sy lood uit en dan sit jy dit daarin en dan kan jy hierdie passer is baie meer akkuraat as daardie passer, daai potloodpasser wat in jou pennestelletjie is, maar vir julle doeleindes sou hierdie potlood dan, hierdie passer genoegsaam wees om te gebruik. Passer gebruik ons om sirkels en sirkelbo mee te trek, ons gebruik dit om afmetings oor te dra, sorg dat hy in sy houertjie is, sorg dat hierdie punt altyd beskerm word, dat hy nie skade kry nie. Hierdie een is nog lekker skerp, as hy veral 'n slag geval het en hy punt het so rond gedraai, dan sukkel jy om in jou bladsy in te sit en dan maak hy so groot gat daar waar hy werk. Hierdie verdeelpasser, ek weet nie of ek laas dit vir julle gewys het nie, hierdie verdeelpasser gebruik ons om afmetings oor te dra. Ek gou vir my, as ek byvoorbeeld hier in hierdie boek wil weet, hoe lank is hierdie sy, dan kan ek hierdie passer gebruik, en ek sit hom presies op die afstand dat ek wil meet. Ek het vir julle lineaal dag, ek gaan julle lineaal hier so Michael, dan kan ek hierdie afmeting gebruik, en ek kan dit dan oordra hiernatoe, dan kan ek presies kyk hoe lank is hy. 51, so dan kan ek dit 'n afmeting oordra en ek het hom gekry sonder dat ek 'n lineaal daar hoef te sit, want mens kan baie keer meer akkuraat hierdie skerp punte op 'n afmeting sit. So wat noem ek hierdie passer, Louanay? Of 'n verdeelpasser. Goed. Wat is hierdie? Skryf net daar op die skerm. Dis 'n gradeboog. Wat doen ek met hom, Sander? Jy weet hoeke, nee, die grootte van hoeke. Wat is die grootste hoek wat 'n mens kan kry? 360. Hannes? 359. Is dit? En wat is 360? Is hy weer 0? Is 'n volle rotasie. Is 'n volle rotasie, maar jy kan seker so hoe kry 360, ek maak 'n 360 grade draai, beteken ek het heeltemal in die ronde gedraai. Goed. So hy kan soveel meet, jy dupliseer eintlik met hom, so is hy 180 grade, so ek sit nog 180 by, dan kom ek by 360 grade uit. Dan het ons die eienskappe van 'n gradeboog, dit word gebruik, word van deursigtige plastiek gemaak, dit word in eenhede gebruik, ons kan op 'n stadium 'n bietjie hoeke meet, die versorging van 'n gradeboog, saam met jou driehoeke is dit belangrik, dat jy hierdie tekenapparaat van jou skoon sal hou. Dan die volgende daar, sê hulle jy moet 'n naamblok maak, ons gaan dit nie nou doen nie, ek sal wanneer ek vir julle tekenblaaie gee, sal ek daarmee werk. Ons kan bladsy 45 ook oorslaan. Het julle daardie vraag gehad om te doen op bladsy 45? Nog nie? So, ek gaan dan vir julle gaan dan daardie vraag kry om te doen in jou boek. Jy moet dit in jou werkboek doen op bladsy 45. En dan het ek iets anders wat ek vir julle wil gee. Ek wil net die kamera so swaai, dat die Kieberskoolkinders kan sien. Ek gaan so lank vra dat iemand hierdie bladsy sal uitdeel.
Christian, sal jy vir altyd so. Ons uitdeel. Extra bladsy. Enige extra blaaie? Sofie, hier gaan jou daar hierso. Perfect. Goed, ek wil hê julle moet nou kyk daar op die skerm, draai net so dat jy die skerm kan sien. Jy gaan nou daar die skrif, gaan deel van jou huiswerk wees. Dit is die skrif wat ons gebruik wanneer ons 'n tekening maak. So dit is nogal netjies se skrif. Kyk nou daar op die skerm. Ek gaan nou tussen daai lyntjies skryf. Kyk eers wat doen ek. Sien julle die A? Die A. Ek trek vir my gidslyne. Dan maak ek 'n A binne daai lyntjies. Ek gaan nou maar sommer oor na, kom ons vat 'n moeilike een. Kom ons vat die G. Sien julle, ek trek ligte lyne, gidslyne. Trek ligte gidslyne. Dan maak ek binne daai gidslyne maak ek 'n G. Sien julle hoe lyk die G? Ek kom nie weer terug met die streepie na onder toe nie. Nou kom ons vat die J. Trek gidslyne. Trek gidslyne. En dan maak ons 'n J. Dis oefening hierdie vir jou. Vat ek sommer 'n ander getal. Gaan die 6 vat. Jy moet hom net so teken soos wat ek hom daar geteken, dupliseer hom. Dan maak ek 'n 6 so. So jy gaan baie mooi moet skryf. 'n 6 is amper 'n omgekeerde 9. So aan Sofie. So vir die volgende, julle gaan nou tyd in die klas kry om te doen, dan vir die volgende tegnologieperiode moet jy die vrae op bladsy 45 doen, die kuberskoolkinders, julle ook, daar op bladsy 45, ek draai net die boek om, daar is 'n klompie vrae daaronder, dit kom als uit die boek uit, en dan moet jy die op bladsy 47, die kuberskoolkinders, jy moet dit nie in jou boek doen nie, ek sal dit vir julle dan 'n blaai op kuberskool skandeer en op kuberskool dan kan julle daar die skrif doen soos wat ek dit gedoen het. Goed, kinders, julle het dan nou geleentheid om dit te doen.